Ouens, dan gaan ek ook met julle gesels oor 'n baie interessante gesprek wat nou gevoer word in veral die finansiële en ekonomiese kringe in Suid-Afrika, en dit gaan daaroor dat hulle voel die rand is heeltemal ondergewaardeer, veral dan die rand na dollarkoers toe. As mense wat sê rand-dollar moet omtrent rondom R7 wees, staan so 17 en 'n bietjie. Julle ouens wat dollars verdien, julle gaan weet, so maand 2, 3 terug was dit selfs verder gewees. Dit was rondom $18 plus gewees, so ja. En dan is daar nou 'n klomp politiekery rondom dit en 'n klomp rassistiese aanmerkings weer daar rondom en hoe dit nou gemanipuleer word en klomp goeders. Right. Let's be honest about things. Ek dink ons moet vir onsself met sekerheid sê, dit kan gebeur dat valuta currency op die markte gemanipuleer word. Commodities kan gemanipuleer word, aandelepryse kan gemanipuleer word, cryptocurrency kan gemanipuleer word, al hierdie dinge, ons weet dit. So ek dink nie, mense moet dit buite rekening laat dat daar 'n sekere mate van manipulasie van markte en veral rondom die kleiner currencies, soos byvoorbeeld die rand is, sogenaamde opkomende currencies of komende lande se currencies nie. Ek dink nie ons moet dit weggooi nie, maar ek dink nie mense moet te veel daarvan maak nie. Ek dink ons het maar net op 'n punt gekom waar die ANC probeer, die regering probeer en 'n klomp mense rondom hulle probeer maak verskonings vir die absoluut belaglike en patetiese toestand waarin die land op hierdie stadium is. Asof dit nou buitefaktore sou wees, asof dit ander mense is wat teen ons sit en conspire, hierdie tipe van goed. Nee, dit is nie. Dit is nie. ANC vat julle pak. Dit is as gevolg van julle swak regering dat ons vandag sit waar ons sit. Niks anders nie. Julle swak regering. Ook nie die verlede nie, ook nie die politieke verlede van Suid-Afrika nie. Ons is al amper 40 jaar in die nuwe bestel in. As jy die tyd reken tussen waar die ou apartheidswette afgeskaf was, die oorgang 92 en later tot waar ons vandag sit. Nee mense, nee. Dit gaan nie help ons probeer teruggaan na daai plekke toe nie. En dan die nuwe ding is, dis nou 'n sameswering deur die Amerikaners en ek weet nie wie almal nie. Ja, sure. Ons moet onthou die wêreld daar buite is leeuwêreld. En die magic van die Mandela-jare het afgeweer of afgeloop. Daar's nie meer die cachet wat daarmee gekom het nie. Suid-Afrika is maar net een van 'n horde kleiner lande, kleiner ekonomieë wat daar buite vir hulle self moet veg. Okay. So ja, dis interessant hoe die ANC net eenvoudig nie kan ophou om ander mense en ander instansies, selfs onder lande, te blameer vir die gemors waaraan hulle is nie. Goed. Dan moet ons ook nou objektief kyk na die swak rand. Dit maak sin dat ons invoere baie duur is, feit. Maar nou is dit ook so dat ons grootste werkerskaffers in die land, dit is mynbou en landbou, is eintlik in 'n baie goeie posisie as die currency van die land, die geldeenheid van die land swak is, vis-à-vis hulle grootste handelsvennote. So, die mynboubedryf, ek ken dit baie goed. As die rand-dollar op 'n sekere vlak kom, dan hardloop die myne, of al die goudmyne, die platinemyne, hardloop teen 'n verlies. Ons kan nie dit verder hê nie. So ja, dit is eintlik 'n goeie ding as dit gaan oor commodities. Dan word baie gekla, veral oor die mynbou, dat raw materials uitgevoer word, rouproduk uitgevoer word, dan weer ingevoer word in die vorm van verwerkte goud, staal, platinum, wat ook al die geval is. Ja, dit is ook in 'n mate waar. Maar jy moet onthou dat dit meestal uitgevoer word na lande toe waarvan die currency selfs nog laer is. Byvoorbeeld China. Teenoor die dollar. China byvoorbeeld hou hulle currency baie laag teenoor ander lande kunsmatig, juis omdat hulle groot uitvoere uit hulle land het. So hulle wil dit so hê. So dis nie noodwendig 'n sleg ding dat die rand-dollar so laag is wat hy op hierdie stadium is nie. So ja, dis 'n interessante gesprekkie wat gevoer word. Ons gaan nou maar sien wat by die Reservebank en die Tesourier en al die manne nou probeer regkry met al die geselsies. Ek dink nie daar gaan enigiets kan kom nie. Jy kan nie sommer maar net 'n nommer in jou kop uitdink en dan die volgende dag dan moet 'n currency of 'n kommoditeit of wat ook al by daai nommer gaan aanpas nie. So die kans dat Suid-Afrika ooit weer op R7 teen die dollar sal kom, na my mening is nie realisties nie. Dit gaan nie gebeur nie. Maar dis interessant die speletjie wat hulle op hierdie stadium aan die speel is. Ek het 'n tyd terug Afrikaners gewaarsku, spesifiek Afrikaners, om nie betrokke te raak in die oor en weer bekleierery tussen die regering en die Amerikaners nie. Ek sien daar's nog steeds baie mense wat dit doen, invloedryke mense wat dit doen.
julle speel met 4 ouens, dis nie julle geveg hierdie nie. Dit is nie julle geveg nie. Ja, sure, die Amerikaners en spesifiek die Trump-regering is baie goed gesind teenoor die Afrikaners. Ons weet daar is nog, as ek reg onthou, iets so 7000 openinge nou vir Afrikaners om Amerika toe te gaan op vlugtelingstatus, sulke goed. Daar word gereeld deur die Trump-administrasie verwys na Suid-Afrika en die gemors waarmee ons hier sit, en spesifiek met verwysing na die Afrikaners. Ek verstaan dit alles, maar moenie jouself in die tweestryd tussen 'n wêreldmag soos die VSA en al hulle tegnieke en strategieë en taktieke teenoor jou eie regering, of jy nou gekies het of nie gekies het nie, bly jou regering, jouself gaan inplaas nie. Dit kan tot baie groot ongelukkigheid en baie groot probleme vir jou lei. En dit sê ek regtig nie om mense te ontmoedig om hulle vryhede uit te leef nie. Ek is maar net lank genoeg in hierdie speletjie om vir julle te sê, wees maar baie versigtig met wie julle opmatch en waar julle beklei, waar julle gevegte sien. Ja, lê baie groot omsigtigheid aan die dag. Die rede hoekom ek dit sê, hierdie ding rondom die rand, gaan op 'n stadium gaan na 'n punt toe waar dit praat van belasting en invoer en uitvoer tariewe, hierdie tipe van goed. So wees maar versigtig dat jy daar weet waarvan jy praat voor jy jouself gaan uitlaat en miskien vir jouself 'n groot klomp probleme maak onnodiglik so. Okay, ek hoop julle vind my video wel en ja, los 'n bietjie kommentaar hieronder. Ek wil hoor wat mense oor die algemeen te sê het oor hierdie goed. Dankie ouens.